Volgens 'n artikel wat in die Cape Argus verskyn het, het 'n vrou haar eis op haar ex-eggenoot se pensioenfonds verloor nadat sy tydens die huwelik 2 kinders buite die huwelik gebaar het. Die vrou het die uitspraak probeer beveg, maar die Limpopo Hooggeregshof het bevestig dat die verbeurdverklaring regverdig was weens haar wangedrag, insluitend buiteegtelike verhoudings en ook valse onderhoudseise vir die kinders. Nou die hof het bevind dat egbreuk en die pogings om voordeel uit die huwelik te trek sonder finansiële bewys van haar kant voldoende was om die bevel te regverdig. Hierdie saak het gesprekke ontlok oor watter tipe wangedrag tydens 'n huwelik 'n hof kan oorweeg wanneer patrimoniale voordele bespreek word. Nou, ons gesels vandag met die regskenner Shandu Tron om uit te vind wat dit vir egpare beteken en hoe die hof sulke sake hanteer. Shandu, baie welkom. Ek is so bly jy's hier want dis groot woorde en ek dink baie mense wil dit net 'n bietjie beter verstaan. Vir Elsa, jy ken hierdie saak beter as ek. Ek weet nie wat om te sê nie, want jy die saak totaal opgesom. Ja, waar dit hierop voorkom is dat daar is artikel 9.1 van die Egskeidingswet. Ja. Sê dat jy in sekere omstandighede kan vra vir verbeurdverklaring vir voordele. So afhangende van die huweliksbedeling, en kom ons sê nou byvoorbeeld jy het binne gemeenskap van goed getroud, dan kan jy helfte van die ander persoon se boedel daarop aanslag lê, nou pensioenfondse, waarde van huis ensovoorts. In hierdie geval het die vrou aanslag gelê op die helfte van die man se pensioenfonds en 'n paar ander bates, en toe die man gesê, maar luister hierso, daar's 'n grondslagreël in ons reg wat sê dat slegte gedrag moenie jy moenie finansiële baat of nut uit slegte gedrag uittrek nie. En in hierdie geval, dis die grondslag van die reël. Ja. En mens sien dit in 'n paar ander wetgewings ook. Jy weet, so byvoorbeeld in erfreg, die bloedige hand vat geen erf. As jy iemand vermoor, dan kan jy nie erfgeld of erfbates daar trek nie. So in hierdie geval, as daar substantiewe, nie net wangedrag is nie, maar substantiewe wangedrag is, dan kan mens vra vir verbeurdverklaring van voordele. Nou dit is verskriklik moeilik. In meeste egskeidings vra mens vir verbeurdverklaring van voordele, en dit word gebruik as 'n mate om te help skik. Maar dit is baie moeilik om met so 'n eis te slaag. En daar's nog net 'n paar sake waarin ek met so 'n eis geslaag het. So toe nou hierdie saak kom en jy sien, maar egbreuk was 'n amptelike grondslag gewees van deel van die verbeurdverklaring. Dit het 'n redelike opskudding gemaak. Maar as mens kyk na dieper in hierdie saak in, daar was egbreuk gewees. Die vrou het 2 kinders, sy het 3 kinders gehad. En toe hulle nou die verhouding verbrokkel, toe gaan sy onderhoudshof toe en sy lê 'n onderhoudseis vir al 3 van hierdie kinders, en onder eed het sy gesê, maar hierdie kinders, daardie man is die pa. En sy het geweet dat 2 van hierdie kinders, dat die man nie die biologiese pa is nie. So sy het gelieg onder eed. Sy het daardie eis gaan afdwing. Sy het dat die man betaal vir 'n geruime tyd. En toe die man gevra vir die ander persoon het die man het gevra vir 'n DNA-toets, en toe kom dit nou uit in die DNA-toets, maar 2 van die kinders is nie syne nie. En om daardie omstandighede, dit was nou gedurende die egskeiding gewees, en daardie omstandighede het die hof gesê, maar luister hierso, daar is nie net 'n egbreuk gewees wat wangedrag is nie, maar daar is substantiewe wangedrag, want jy het onder eed gelieg, jy het hof toe gegaan, jy het hierdie eise afgedwing, ensovoorts, en daarom verbeurdverklaar jy die voordele wat jy sou normaalweg wou kry. Hulle was binne gemeenskap van goed getroud, daarom verbeurdverklaar jy die voordele, en sy het dit geappeleer. En die hooggronde van appel was, maar luister, as die hof dan sê dat egbreuk nie substantiewe wangedrag is nie, hoe kan jy dan sê dat die gevolg van egbreuk, wat 'n kind is buite die huwelik, kan nou gebruik word, as jy sê soos in die reg sê, die sine qua non, die gebeurtenis waar sonder die kind nie sou gewees het nie, is nie substantiewe wangedrag nie. Hoe kan jy dit nou gebruik? En die hof het gesê, luister hierso, close but no cigar. As jy kyk wat jy gedoen het, jy het gelieg onder eed, jy het herhaaldelik XYZ gedoen, jy het hierdie persoon onder verskillike druk gesit, ensovoorts, en daar is genoeg bewyse, jy het niks gewerk gedurende die huwelik nie, jy het 'n paar keer verdwyn met die man se kredietkaart, en daar is bewyse
dat jy en die persone met wie jy die buiteegtelike verhoudings gehad het, jy die geld op hulle spandeer. Ja, Die man se geld. So daar is 'n substantiëre wangedrag oor 'n lang tyd waarvan egbreek 'n deel van dit was. Jy sien, ek het geweet hierdie ding is baie tegnies ingewikkeld en die tyd is besig om ons in te haal. Ons het 'n bietjie minder as 2 minute oor. So ek wil vinnig vir jou vra watter raad sou jy gee aan egpare wat bekommerd is oor moontlike verbeurdverklaring van voordele? Kyk, wat is die nommer 1 rede vir egskeiding? Troue. So dink vir die trou, want deel van 'n egskeiding is verbeurdverklaring van voordele. So ja, dink vir die trou. Dis 'n belangrike besluit en soos hulle in Engels sê, it's always easier to get into something than get out of it. So dink mooi en as jy regtig gaan vir 'n egskeiding, kry 'n spesialis prokureur. Kyk Shando, ek is net bly om te hoor ek is nog veilig in hierdie stadium. Nie verlang nie. Waar kan ons kykers kom aanklop vir 'n afspraak? My webtuiste is www.divlaw, soos in divorcelaw.co.za. Enige tyd kyk daarop. En ja. En ek dink daar is nog heelwat kwessies waarby ons kan uitkom in die toekoms, maar baie dankie dat jy hierdie spesifieke saak vir ons so in 'n neutedop net vinnig kom verduidelik het. Ons waardeer dit. Jy maak dit maklik, dankie. Goed. So jy moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gaan ons teater toe met Sweeney Todd, maar intussen wil ek jou daaraan herinner dat jy baie welkom is om ons op sosiale media te gaan volg, en dit sluit nou in Instagram, Facebook en dan ook X, en dan is jy natuurlik baie welkom om na elke liewe, insiggewende en inspirerende gesprek te gaan kyk op ons YouTube kanaal. Dit is nou gesprek soos hierdie dalk het jy net te laat ingeskakel, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie. Dit is waarvoor die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal daar is. So, bly net waar jy is, ek het vir jou gesê met nêrens heen gaan nie, ons is net hierna weer terug.